Hoofnuus vanaand, die sakeman Vusimusi Kat Matlala verskyn vir die ad hoc komitee wat misdadigheid in die polisie en regstelsel ondersoek. Die Gautengse Departement van Onderwys waarsku teen sogenaamde pens down partytjies met matrikulante wat laaste vraestel geskryf het. En 'n emosionele president van die Internasionale Olimpiese Komitee open haar eerste spele tydens fakkelgeleentheid. Goeienaand en welkom by die bulletin. Die omstrede sakeman en vermeende kartelhoof Vusimusi Kat Matlala beskuldig die oud-minister van polisie Bekkie Cele daarvan dat hy die parlement mislei het. Matlala het in die Gosimampuru gevangenis in Pretoria getuig vir die ad hoc komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die polisie ondersoek. Hy het ook uiteengesit hoe sy omstrede polisietender ter waarde van R360 miljoen 'n toutrekkery tussen politieke en polisiefaksies veroorsaak het. Matlala staan onder meer tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die R360 miljoen tender is in Junie verlede jaar toegeken aan Matlala om gesondheidsdienste aan die SA Polisiediens te lewer en is in November gekanselleer weens ongeruimthede in die proses. Matlala het sy interaksie uiteengesit met politici en senior polisiebeamptes in 'n poging om die tender te red. Hy sê die sakeman Brown Mogotsi het hom genader en later het 'n tussenganger 'n ontmoeting in Desember verlede jaar met oud-minister Cele opgestel. Matlala beskuldig Mogotsi en Cele van afpersing. He said to me, before he will talk to his people to stop harassing me, I must withdraw this court interdict. And then it was the night before the matter was supposed to sit in court. And then I called my then lawyer. I gave him those instructions that he must just cancel everything. And then I've cancelled everything. And then he took a phone in front of me. And then he said to me that he's calling Lieutenant General Kumalo. And then he called him while I was with him. Volgens Matlala het Cele geld geëis om sy probleme te laat verdwyn. Yeah, I had to order money from the bank. And then, because you cannot withdraw more than 50,000 from the bank, you have to order it first. And then that's when I gave him the first 300,000. Hy sê die eise vir betaling van Cele het eers opgehou toe hy nie meer Cele se oproepe beantwoord het nie. Die getuie ontken dat hy Cele ingelig het van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, se ambisie vir ANC leierskap. Did former Minister Cele lie under oath about those issues in relation to your name? Yes, he lied under oath. Thank you. If he was asking, he was seeking information, why would he even ask me to ask my protectors to take him and his wife to a wedding somewhere in Lanseria? So that there was no way from me sending my protectors to drive him to a wedding. There was no way he will get information from those guys. He don't know them. If he wanted information, he was supposed to all the time make sure that I'm with him so that he can seek information from me. But it was for his own benefit. Matlala het ook getuig oor 'n Durban-ontmoeting in April vanjaar met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gereël deur Cele. Volgens die getuie het Mkhwanazi sy hulp beloof in ruil daarvoor dat Matlala 'n kennis oortuig om 'n saak teen Mkhwanazi by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat te laat verdwyn. Matlala se getuienis duur môre voort. Borgtog van R50.000 is in die Handelsmisdaadshof in Pretoria toegestaan aan die Gautengse Hooggeregshof regter Portia Paslani. Sy en haar seun Kagiso en twee medebeskuldigdes, Michael Sandlana en Vusi Ndala, staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Regter Paslani het na bewering geld van Sandlana aanvaar om 'n hofuitspraak in sy guns te lewer in 'n saak oor 'n opvolggeskil in die International Pentecostal Holiness Kerk. Kagiso en die kerk se woordvoerder Ndala het borgtog van R10.000 ontvang. Die saak spruit voort uit 'n kerkleierskapsgeskil in 2023. Accused must not interfere with police investigations or state witnesses directly or indirectly. The accused must not commit other offences when released on bail. Die leierskapsgeskil het tussen Sandlana en sy twee broers, Tsepiso en Lennard, uitgebreek.
Sandlana het hom glo tydens sy inhegtenisneming verset en probeer vlug. Michael Sandlana het na bewering R2 miljoen aan Phahlane gegee om in sy guns te beslis. Sy borgtog aansoek sal op 3 Desember aangehoor word. Die saak is tot 6 Maart uitgestel. In Hong Kong, China, is minstens 36 mense dood in 'n brand, talle beseer en sowat 280 nog vermis na 'n brand, 'n 31 verdieping gebou gisteraand het verwoes het. Die kompleks bestaan uit 2000 wooneenhede wat uit 8 blokke bestaan. Die brand het meer as 700 brandbestryders dwars deur die nag op hulle voete gehad. Slagoffers word tydelik in skuilings gehuisves. Die 24 leerlinge wat op 17 November uit 'n kosskool in Kebbi Straat in die noordwestelike dele van Nigerië ontvoer is vrygelaat. Die meisies is by die Kebbi Staatsregeringshuis waar hulle amptelik aan hulle ouers terugbesorg sal word. Die leerlinge is ontvoer toe gewapende mans hulle skool aangeval het kort nadat 'n militêre eenheid die perseel verlaat het. Dit is onduidelik of die 24 meisies deel is van die groter groep wat Vrydag ontvoer is. Multilateralisme, klimaatsverandering en wêreldvrede was op die sakelys in die Angolese hoofstad Luanda by die 7de beraad van die Afrika en Europese Unies. Regeringshoofde van die twee vaste lande het menings uitgeruil oor soewereiniteit en regsbeginsels te midde van globale konflik. Net hierna gaan ons bulletin voort, bly by ons. Welkom terug. Munisipale bestuur moet bemagtig word om diensleweringkwessies doeltreffend aan te spreek. Dit is die siening van die president van die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging SALGA, Bekkie Stofile. Die SALGA nasionale ledevergadering wat tans in Durban plaasvind, het ten doel om beleide, strategieë en innovasies vir goeie bestuur en gehalte dienslewering oor alle sfere van plaaslike regering te vorm. Meer as 900 afgevaardigdes van die land se 257 munisipaliteite is byeen om die stand van munisipaliteite te bespreek. Dit volg op onlangse bevindinge deur die ouditeur-generaal dat 53% van munisipaliteite nie aan wetgewing rakende gevolgebestuur voldoen nie. Nog 'n kommerwekkende tendens is finansiële wangedrag en nie nakoming. SALGA sê dit is belangrik dat die platform gebruik word om innoverende idees te vind om dienslewering te verbeter. Part of the conversation that we had over many longest period of time is to give capacity to municipal staff, councillors that had to play an oversight. So it's a continuous project, it's not a once-off thing. Hoewel sommige munisipaliteite hulle finansies beter bestuur, is daar die wat toenemend versleg. Die OG se verslag waarsku dat ten minste 99 munisipaliteite die risiko loop om hulle ongekwalifiseerde auditstatus te verloor, indien gebreke in nakomingsbeheer nie aangespreek word nie. Amongst other issues that are going to be discussed in this meeting would be how do we legislatively bring those new dimensions into this whole equation? How do we look at issues of the review of the funding model of municipalities and the extent to which cooperative governance would have to be reinforced in the interest of impacting all municipalities, but most in particular to make sure that the South African citizens through all these municipal entities, they are able to get the much needed services. Volgens die provinsiale premier is daar 'n effense verbetering in KwaZulu-Natal se munisipaliteite se pogings om skoon audits te kry. In KwaZulu-Natal, the issue of the performance of municipalities when it comes to AG's findings, there is a slight improvement. As you see, the number of the clean audits improving or rather increasing slightly, the unqualified audits also being stable or rather increasing slightly, and we hope to improve more.
Die Gautengse Departement van Onderwys sê daar was geringe probleme toe leerders vandag hulle laaste matriekvraestel geskryf het. Amptenare het die Maritieme Skool vir Gespesialiseerde Onderrig in Sharpeville besoek. Leerders van die skool het hulle uniforms geskenk in plaas daarvan om dit te vernietig. Hulle is ook gewaarsku om nie aan die berugte Pens Down vieringe deel te neem nie, aangesien dit hulle toekoms kan verwoes. Die provinsiale departement van onderwys het sy medelee uitgespreek na die dood van 'n graad 12 leerling van die Schaumburg gekombineerde skool in Hartbeespoort. Sy het Sondag aan haar beserings beswyk nadat sy verlede donderdag tydens chaos by die skool deur 'n skoolbus getref was. Vroeër die maand is nog 'n matrikulant van Lakeside Sekondêre Skool oorlede nadat hy tuis siek geword het. Ten spyte van die tragedies sê die departement dat die matriekeksamens reg oor die provinsie vlot verloop het. We are actually finalizing the process today. We've been managing exams and up to so far we didn't encounter challenges. We decided to come here to showcase the maritime school of specialization. As you know that this school will be focusing on maritime economy. It's in the Vaal, Citibank, and we are sure that they will give us 100% because last day they gave us 95%. And they were hopeful that they're going to give us 100%. Mabona het leerders aangemoedig om hulle skoolklere te skenk, eerder om dit as deel van die einde van die jaar tradisie daarop te skryf. There's a good culture here of donating uniform. As it were, you can see I'm wearing part of their uniform here. Learners are encouraged not to torn, any uniform apart, to write and do all those messages that are not helping us. So we are quite excited about this process. Die Gautengse Drankraad waarsku teen pens down partytjies. 'n Streng waarskuwing is ook aan ondernemings gerig teen die verkoop van alkohol aan minderjariges. There are some amongst the learners who might be tempted to celebrate through what is commonly known as pens down. We want to caution them and also warn them not to consume alcohol. We also want to warn establishments that are selling alcohol not to sell alcohol to underage kids and to also learners because that's not permissible. They risk losing their licenses if they do that. And we also call on law enforcement agencies to act promptly and decisively. Matrikulante is vol vertroue dat hulle sal slaag. Compared to the others, it was good. It was very good. I really enjoyed it. I wouldn't say it was hard. It was kind of like okay. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, sal na verwagting die matriekuitslae op 12 Januarie bekend maak, waarna kandidaate dit die volgende dag sal ontvang. Suid-Afrikaners se gemiddelde netto salaris het in Oktober onveranderd gebly, maar salaristrekkers verdien meer as dieselfde tyd verlede jaar. Die Pay Inc netto salarisindeks volg die tendense van die gemiddelde nominale netto salarisse van ongeveer 2,1 miljoen salaristrekkers. Teen net meer as R21.400 is die indeks onveranderd in vergelyking met September, maar dit is 1,8% hoër. Onafhanklike ekonoom Elise Creer sê, die hoër salarisse weerspieël die geleidelike verbetering in ekonomiese aktiwiteit en die ekonomiese veerkragtigheid ten spyte van verskeie uitdagings. Sy sê die lae inflasie en rentekoersomgewing is 'n welkome meevallertjie vir salaristrekkers en kan groter besteding meebring tydens die komende Swart Vrydag en feesseisoen inkopietydperk. Dit is 'n iets wat beter scenario gegee dat ekonomiese groei besig is om geleidelik op te tel. Ons sien die positiewe impak daarvan beide op salarisse en dan ook op die potensiaal van verbruikersbesteding. Creer sê egter maatskappye is steeds onder druk aangesien produktiwiteit nie verhoog nie. Het is baie belangrik dat maatskappye en ekonomie as 'n geheel gefokus sal wees daarop om produktiwiteit te verhoog. Dit kan beteken meer tegnologie wat aangewend moet word, selfs iets soos meer effektiewe betalingsopsies kan alles bydra tot 'n verhoging in produktiwiteit in die ekonomie. Pay Inc data toon dat sowat 125.000 meer salarisse vanjaar uitbetaal is in vergelyking met 'n jaar gelede. Dit beteken dat werksgeleenthede nominaal toegeneem het.
Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Ons volgende segment is propvol sportnuus. Bly by ons. Ons is nou terug. Suid-Afrika verwag dat Wallis tot die bitter einde sal veg, ongeag die omstandighede wanneer die twee spanne mekaar Saterdag in Cardiff pak. Die Springbok en Leeu skrimskakel Morne van der Berg sê sy ondervinding van Wallis se spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap wys dat hulle nooit opgee nie. Die Springbokke het spelers afgestaan as gevolg van klubverpligtinge, maar die wat steeds beskikbaar is, behoort sterk genoeg te wees om Wallis te klop. Die tuisspan het ook 13 spelers afgestaan om dieselfde rede en dit maak die Bokke nog groter gunstelinge. Van den Berg sê maak nie saak wie vir Wallis speel nie, hulle sal 4 spoeg. Yes, he's such a tough man, competitive, not afraid of anything, willing to fight, to chase lost causes. So yeah, experience in the URC has really been guys that's willing to fight for each other. And yeah, I think similar, because it's, I understand, it's mostly URC players. Die Springbok haker Johan Grobbelaar sê die Bokke berei elke week voor om te speel vir wanneer sekere spelers nie beskikbaar is nie. I think what helped us is the last couple of weeks training together. We were mixing in and out, changing staff. So we got to know the guys, even the younger guys that I haven't played with a lot, and got some opportunities. So this weekend, I think, with some new combinations, I'm sure we'll be ready for the battle. Die bokspan vir die wedstryd word donderdag bekend gemaak. Harry Olivier, SAK nuus. Die eerste vroue president van die Internasionale Olimpiese Komitee, Kirsty Coventry, het skoon aangedaan geraak tydens die aansteek van die Winter Olimpiese Spele fakkel. Die seremonie is in Antieke Olympus in Griekeland gehou. Die 43-jarige Coventry is van Zimbabwe. Sy is ook die jongste en die eerste IOK-president op die vasteland. Sy het ook die meeste Olimpiese medaljes, 7 daarvan, van alle atlete in Afrika. Coventry is vroeër vanjaar onbestrede tot president verkies. Sy sal in Februarie in beheer wees van die winterspele in Milano Cortina in Italië. Today we started a very symbolic day by standing at the foot of Pierre de Coubertin's tomb, where his heart is. And it was a special moment because it reminded us where the modern games started. As the emotions. These games come at a critical part in our history. Thank you. I wasn't supposed to get emotional, but this place is very special. Die fakkel sal nou oorhandig word aan die organiseerders van die winterspele op 4 Desember. Dit sal deur 60 Italiaanse stede en 300 dorpe beweeg en uiteindelik op 6 Februarie by die San Siro stadion in Milaan aankom vir die openingsseremonie van die winterspele. En dis waar die Afrikaanse redaksie moet groet. Dankie vir die saamkyk. Ons is wel môre aand terug. Mooi aand verder. Totsiens.
Goeienaand, baie welkom by ons. Kom ons kyk na die weervoorspelling. Vanaand in die oostelike helfte van Suid-Afrika waar ons wyd verspreide buie kan verwag, 'n ligte wind allangs die kuslyn, dan ook winderig oor die hele Suid-Afrika en dan mooi weer oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap langs die Weskus. Nou kyk ons na die toestande vir môre, feitelik die hele Suid-Afrika wat nat gaan wees en dit is met die uitsondering van die Weskus, 'n gedeelte van die Noord-Kaap, 'n matige sterk wind hier langs die Suidkus en dan 'n baie swaar reën wat kan val in Limpopo en dele van KwaZulu-Natal. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms wat kan voorkom en dit is in KwaZulu-Natal, 'n gedeelte van die Oos-Kaap rakelings in die Vrystaat, sowel as Limpopo en wees op bedag op die baie sterk wind hier langs die Suidkus en dit geld dan vir môre. Ons kyk nou na die temperature in Pretoria, Jacaranda stad oornag 15, later 29, Bronkhorstspruit 26 en die maksimum vir Vereniging 27 grade Celsius môre middag. En nou beweeg ons noordwaarts in Limpopo, warmer daar in Musina 32, Phalaborwa 35, Bella 17, later 29 in Nat provinsie môre vir Limpopo. Die volgende provinsie in Mpumalanga en ons kyk daar na matige temperature in Ermelo 13, later 25, Standerton 15, later 26 en donderbuie wat ook kan voorkom in Mpumalanga. Die volgende provinsie dan KwaZulu-Natal waar hewige donderbuie moontlik is en veral in die rigting van Kokstad 14, later 25 en langs die kuslyn waar dit warmer sal wees, Richards Bay 31, sentrale gedeeltes, Pietermaritzburg 29 wat die maksimum daar sal wees. Ook matige temperature nou in die Oos-Kaap, Mabega se maksimum sal 24 wees, maar baie warm in die noorde, Graafrenet 31 wat die maksimum daar gaan wees. Die volgende provinsie is die Wes-Kaap, warm steeds daar in Kaapstad, 16, later 30, hier in die noorde 33 vir Vredendal en dan ook Beaufort Wes 31, 22 vir George, sowel as Mossel Bay. Nou weer noordwaarts en nou in die Noord-Kaap, waar ons temperature sien van 38 in Appington, dan in Sutherland oornag, 9, later 31 en 'n groot gedeelte van hierdie provinsie wat ook nat sal wees. Terug in die Binneland, nou in die Vrystaat, nat in die Vrystaat môre, Ficksburg 25, Gariepdam 30 en dan oornag vir Bloemfontein 17, later 32. Ons is nou laastens in Noordwes en daar kyk ons na warmer temperature, plek waar die reën ook sal uitsak in Potchefstroom 27, Swaziland 31 en Taung 16, later 32 en dis dan al van die weersentrum. Goeienaand.